Baie welkom by Versteekte Juwele. Vir sy tweede sendingreis het Paulus iemand met die naam Silas saamgeneem as metgesel. Ons lees nie veel van Silas nie, maar tog weet ons dat hy 'n koninkryksman van formaat was. Hy was ook bekend as profeet en ons ontmoet hom die eerste keer toe hy van Jerusalem afgestuur is saam met 'n ander gelowige om 'n belangrike boodskap aan die gemeente van Paulus in Antiochië af te gee. En Silas was ook 'n Romeinse burger, soos Paulus, iets wat hulle handig te pas kon kom op 'n uitgebreide reis. Van Silas hoor ons net dat hy die gelowiges in Antiochië bemoedig het. En dan weer dat hy en Paulus op die tweede sendingreis een nag in die gevangenis in Filippi lofliedere gesing het. Nou Paulus praat weer van Silas in 2 Korintiërs, die eerste hoofstuk, maar dan noem hy hom nie Silas nie, wel Silwanus. Silas was dalk 'n korter populêre vorm van Silwanus. En van Silwanus hoor ons ook in die Tessalonisense briewe, dat hy as medeskrywer saam met Paulus en Timoteus genoem word. Hierdie 2 briewe is geskryf tydens die tweede sendingreis en daarna hoor ons nie weer van Silwanus nie. Behalwe heelwat later in Petrus se eerste brief. Silas moes ook later in Rome beland het vanwaar Petrus se brief geskryf is. Miskien was Simon Petrus as Joodse visserman minder geletterd as Silas. Hy noem dan ook dat Silas of Silwanus vir hom hierdie brief help op skrif stel het. Dit is ook goed moontlik dat Silas vir Paulus help skryf het aan sy briewe, aangesien Paulus swak oë gehad het. Maar Petrus sê in sy brief dat Silwanus 'n getroue broer was. En getrouheid is een van die belangrikste eienskappe wat by 'n evangeliedienaar, weliswaar by enige Christen, gesoek kan word. En om so gekenmerk te word, is iets wat 'n mens maar net kan begeer.